Hoofstuk 10. En so sou ons vasberade die ou man met die knopperige vingers en krom rug orals volg waar hy met sy geroeste voertuig sou ry. Meeste van die kere winkels toe waar hy en Annie stadig sou uitklim, onbewus van ons starende oë. Sou hulle met enkele kruidenierssakke uitloop, gesigte stroef, ontdaan van enige vorm van geluk of lewenskragtigheid. Hulle was selfs kerkgangers. Mede-lidmate sou hulle simpatiek, saggies omhels en onbekende woorde uiter. Tot een dag waar die onwaarskynlikste rit deur Gert Brand geneem is. Hy het alleen na die huis gekom, rondgekyk, asof hy op 'n geheime missie gaan, en vreemd genoeg vinniger as ooit in die ou voertuigie geklim. Gelukkig was ons agter die gebruikelike reuse treurwilger geparkeer, verskuil soos honderde kere tevore. Ons het net die onbeskryfbare, vreemde aanvoeling gehad dat hierdie dag verskillend van al die vorige kere sou wees. Hoe sou ons op geen manier kon raai nie. Hy het van die huis weggery, het ons hom met gespitste oë op 'n afstand agtervolg, totdat hy by 'n halfgeboude huis, omring met hoë, droë gras, gestop het, ongeveer 10 kilometer van die klein dorpie af. Alles was daar, slegs die vensters en voordeur afwesig. Hoekom het ons gewonder? Hoekom sou hy juis by hierdie vol ongemesselde huis stop? Hy het ingestap. Ons het enkele minute gewag voor ons besluit het om die amper bouvallige huis te nader. Versigtig, geruisloos. Sy stem was duidelik hoorbaar. Katrien! Totale gebrokenheid. Ek is jammer, Katrien! Skere uit 'n rou binneste. Hy het met sy rug na ons gestaan, ons koppe rondom die kusyn gevou. Hierdie was die deurbraak waarvoor ons gewag het. Knopperige hande voor 'n geplooide gesig. Hoekom moes jy ons geheim verander vertel? Dan was dit nie nodig om te gedoen het wat ek moes gedoen het nie. Jy kom ons van die kind ontslae geraak het. Jy kom ons my eer beskerm het. Ek is 'n kerkmens. Wat sou gebeur het as hulle moes uitvind? Ons kon uiteindelik die berou hoor. Die berou van 'n ou man wat op 'n lang lewe terugkyk en niks kon doen om sy verkeerde, bose besluite te verander nie.
Ek kon nie help dat ek so was nie, Katrien. Jy was so mooi. Ek is net mens, verstaan dit tog? Hoor jy my? Hoor jy my? Vir 'n oomblik het ons Gert Brand jammer gekry. Ek wou nie my hande om jou keel sit nie. Ek wou net van die probleem ontslae raak. Vergewe my, Katrien. Totale gebrokenheid wat voor ons afspeel, soos op 'n wêreld verhoog. Een kreet na die ander, een kreet na die ander. Dit was op hierdie oomblik waar ons teenwoordigheid bekend moes maak. Meneer Brand, ons was nie seker hoe om op daardie stadium te voel, op te tree nie. Hy het omgedraai, skok op 'n ou, geplooide gesig, sprakeloos, 'n oop, gapende mond. Meneer Brand, nodeloos om te sê, ons het alles gehoor. Dit help nie om nou enigiets te ontken nie. Al wat hy nou moet doen, is om vir ons te vertel waar Katrien is. Daar was tog simpatie vir hierdie ou, gebroke man voor ons. Slap arms en 'n hangende kop. Hy het na die vloer voor hom gewys. Sy's daar, onder die sement. Ek het haar daar begrawe. Ewe skielik het alles sin gemaak. Dit was tyd vir bely. Die juk van amper 26 jaar se skuldgevoelens gebreek. Ek het die graaf gevat, 'n diep gat gegrawe en haar slap lyfie versigtig daarin gesit. Ek was lief vir haar. Ek was. Kom, meneer Brand, draai om. Ons neem u in hegtenis vir die moord op Katrien Brand, u dogter. Ons het sy regte sonder triomf aan hom uitgestippel. Uitgelate omgedraai, geen rebellie, veglus in sy liggaamstaal te bespeur nie. Dit was uiteindelik nie 'n aangename, oorwinnende oomblik nie, maar wel afsluiting, geregtigheid vir Katrien, die onreg wat haar aangedoen is. Hy het later vertel hoe hy Katrien daardie laaste dag met valse voorwendsels by haar woonstel gaan optel het. Vir haar gesê dat dit nie nodig is dat sy enigiets saam hoef te neem nie. Dat hy haar gou sal terugbring. Dat hy vir haar 'n huis wil koop, vir haar en die kind. Maar dat dit nodig is dat sy eers moet gaan kyk. Daar waar die grootste verraad teen Katrien plaasgevind het. Die verraad wat hy nie kan verander nie. Hoe dit hom al die jare soos 'n kanker opgeëet het.
Katrien se oorskot is enkele dae daarna met die grootste respek opgedelf. Somber gesigte rondom die oop, diep gat onder die vloer van die sitkamer. Peendere, oorblyfsels van bruin hare, 'n pink sweetpak, selfs 'n goue hangertjie met 'n rubijn. Annie Brandt is ingeroep om die juweliersware te identifiseer. Bo menslike waardigheid in haar statuur. Ja, dis hare. Ons het dit vir haar gegee toe sy mondig geword het. Sy het altyd so van rooi gehou. Dis hoekom ons die rubijn by die hangertjie laat bysit het. Ek onthou. Daar was 'n effense glimlag, nostalgie in die oë. Uiteindelik kon Katrien op 'n triestige dag in 'n rustige groen begraafplaas te ruste gelê word. Haar vriende ouer, maar die liefde nog steeds brandend vir die een wat hulle so lank voor gesoek het. Almal wat haar geken het, was daar, behalwe die een wat die lewe uit haar swanger, skraal lyfie gewring het. Hy was alleen in 'n klein sel, alleen met oënskynlike, berouvolle gedagtes. Tot die dag waar hy koud op sy tronksel se smal, harde bed gevind is. Annie kon dit nie in haar hart vind om hom ooit te gaan besoek nie. Die verraad te diep, snydend. Sy het gereeld na Katrien se graf gegaan, na die glimlaggende foto op die kopsteen gekyk en haar hart daar uitgepraat. Na die dogter wat sy as haar eie beskou het. Sy het haar verbeel dat Katrien teruggepraat het, vir haar vertel het hoe sy vir haar waag. En so het Annie wel eendag na haar dogter gegaan, rustig en tevrede. 'n tweede graf, kopsteen langs Katrien se